King easy. Go easy. Here comes the raging sea. Go easy. Welkom by hierdie episode wat ek wil graag doop die nagmaal. Jesus Christus bevry jou siel, 'n program deur Kruiskyk uitgesaai en ek is so bly vir die voorreg wat ek het in die Here dat ek nou vir soveel jare op die lig kon wees om met u te verkeer en dinge met u te deel wat die Here aan my bekend gemaak het, dus in studie en in navorsing. As daar 'n teer onderwerp is wat ek wil op aanraak, is dit die onderwerp van die smarte, lyding, moeitevolle lyding, die bloedstorting, die verbryseling, die bonde, die verduur van 'n koring, 'n kroon van dorings, the mocking, the scoffing, the punches, the beatings, the whooping, the passion of the Christ. En die feit dat dit 'n opsomming het en die waardes daarvan word belê in wat ons ervaar en deel aan het as die avondmaal, the communion table, the love feast, the participation of the heavenly supper. Dit is 'n baie teer onderwerp en vir 'n goeie rede wil ek daaroor praat oor hierdie volgende paar minute. Kom ons dank God. Sal jy saamstem? Hemelse Vader, dit is so 'n groot eer om te besef dat dit is Jesus Christus, u Seun, wie met ons verkeer het en gesê het, bid tot God as julle hemelse Vader. Bid tot hom en spreek God aan in my naam. Vader, die naam van Jesus Christus het dra sulke groot waarde, so groot gesag, en die mag van sy naam, en die sterkte van sy naam, die naam van Jesus, dat ons God, El Shaddai, kan aanspreek en sê, Abba Vader. Help my Vader as ek nou sal praat rondom die passie van Jesus Christus. Verleen asseblief 'n oortuigende salwing wat 'n teerheid sal bring in ons harte. Dat ons sal vrees, 'n goddelike vrees sal hê. Dat ons 'n waarde sal toeskryf aan die voorreg om deel te hê aan die avondmaal. Ek bid dit in die naam bo alle name. Die psalmdigter sê, U het die woord aangestel bo U naam. U woord is Jesus. Die woord van God. Ons seën U, Here, in Jesus naam. Amen. Ek kan nou lang terug. Ja, dit was maklik hier in die vroeë 90er jare. Ek onthou die voertuig wat ek gery het, dit was nogal 'n fancy ding geweest, né?
Opel 2.2. Is een van die eerste voertuie met 'n digitale dashboard. So ek dink dit was seker, wat was dit, 1992 geweest. Ja, om en by 1992. Ek het op daardie stadium was ek werksaam by Old Mutual geweest. Ek het die assuransiemaatskappy by 'n assuransiemaatskappy gewerk. En dit is hoe ek nou hierdie voertuig bekom het. En daar was 'n verleentheid in die familie en ek het toe myself voorgestel dat ek bereid was om te doen wat gedoen moet word. En dit het geverg dat ek my skoonouers en nog 2 ander persone sou ry vanuit die Kaap uit na Appington toe. Wat 'n aardige afstand is. Seker so 800 kilo so wat. En met die geleentheid om in Appington te wees, het ons kans gekry om by 'n kerk, een van die sondae te wees. En met daardie sondag het ek 'n preekbeurt gekry. En nou is ek jong, ek is jong in die Here, ek is 'n kortsokkie, 1992, 93. En iets het gebeur daar, want dit was ook 'n nagmaaldiens gewees. Vir een of ander rede, ek weet nou nie, as ek nou terugdink, hoe dit kon gebeur het nie, maar toe die nagmaal bedien was, en destyds het ons nagmaal bedien in bekers, so daar was miskien 3 of 4 bekers gewees, en toe die nagmaal bedien word, toe was die inhoud van die beker nie druiwesap nie. Nou, sien dan het ek by geleentheid om nagmaal te dien, of voor te sit, het ons Bonus grape juice, of grape tizer, en seker gemaak as nie van die blends nie, ne? Is 'n druiwesap wat 100% druiwesap is. Maar ek was al by dienste gewees waar ons port, of sherry, of sekere koöperasies het nagmaalwyn, maar dis wyn, dis 'n sherry, of 'n port, of 'n rooiwyn, of dis 'n produk van die wingerd. Dit is 'n wingerdproduk. So ek noem dit omdat daardie ervaring was 'n bietjie van 'n verborering gewees, want toe ons besef dat die inhoud van die beker nie 'n druiwesap was nie, of 'n wyn was nie, of 'n port, of 'n sherry, of 'n nagmaalwyn, of 'n rooiwyn, of 'n Cabernet Sauvignon, of 'n Pinot Noir, of 'n Merlot, dis die name van die wyne, maar dit was 'n ander sap gewees, nie naby aan 'n produk van die wingerd nie. Dit was 'n baie verborerende ervaring en dit het my baie laat dink en ek terug mediteer op die, was dit reg gewees, was dit nie reg gewees nie, is dit 'n laster besigheid, dit het my dit 'n bekommernis veroorsaak. 'n paar jare later, seker so 3 jaar later, was daar weer 'n insident gewees. Dit was die verantwoordelikheid van een van die ouderlinge om die nagmaaltafel voor te berei en ek dank die persoon het heel waarskynlik versuim om vroegtydig sy goed in plek te het en met dit, toe die nagmaal bedien was, toe was dit ook nie 'n wingerdproduk gewees nie. Nou ek lag, maar dit is nie 'n lagsaak nie. Dit is 'n ernstige saak. Ek sien dit ernstig. Ek sien dit as iets wat 'n mens met 'n goddelike vrees moet toenader. So ek vermoed dat die persoon het by die winkel gegaan en hy het net gesoek vir die woord grape. Dryf. Maar grape, die Engelse grape. En toe dit uitgegiet was in die bekers,
toe was dit grapefruit gewees. Nou grapefruit, in Afrikaans vir grapefruit is pomelo. Hy is 'n citrusvrug. Die een wat so 'n bietjie bitterig is, né? Hy is nie naby aan die familie van 'n druiwe wingerd nie. Hy is glad nie 'n druifproduk nie. Hy het 'n naam in die Engels wat sê grapefruit, maar hy is nie grape nie. Hy is nie 'n druif nie. En weer eens was dit weer 'n geleentheid van verbouring gewees vir mense wat nou die saak verstaan het. En weer eens moet ek terugdink en sê, het ons nou met die besigheid gesondig? Is daar iets fout? Anyway, long story short, ek kry toe weer 'n geleentheid met avondmaal en betyds sien ek weer eens, hier is ons op pad om weer hy selfe flater te maak, maar ek besluit toe, nee, wag, ek gaan die storie opsit. En ek stop toe die storie en ek sê, luister, dit is nie my plek om mense te beduie nie, of mense voor te sê nie, of mense aan te dring in 'n vergadering soos dit nie, maar ek wil maar net 'n voorstel maak. As daar nou nie tydelike voorbereiding in plek was vir hierdie oomblik, kom ons stop het, kom ons doen dit nie. Kom ons skep ruimte en tyd dat 'n persoon miskien die ding reg sal doen en die regte produk kry. Druiwesap, Mountains grape juice, grape tizer, miskien 'n pot of 'n sherry of maar nie 'n ding wat Drinko Pop of Kool-Aid of grapefruit of so of vette grape, nie daai goed nie. Daar's iets omtrent die besigheid wat nou verkeerd sit met my. En asseblief, as jy tekort kom aan 'n lering of 'n insig, if your doctrine is not right, take the time and effort to correct yourself so that you don't end up doing something that you're going to regret later on, en dat jy nou nie jouself verongeluk nie. Okay. Right, so I want to talk about this stuff. So, let me begin here. Ek gaan nou lees uit Lukas of Matteus 26. Matteus 26, en dis die geleentheid toe die Here Jesus Christus met sy disippels in die boventrek verkeer het op die Pasga feesviering. Dit sou ook die laaste keer wees dat God die Joodse Pasga feesviering sou erken as 'n gedenksfees van hulle verlossing uit Egipte uit, omdat die hele gedenksfees wat oor 1500 jaar periode uitgevoer was deur die Jode, maar net 'n skadu was van 'n oomblik in tyd wanneer God in Jesus Christus sy verskyning sou maak om self die sondebok vir die wêreld te wees, om as die lam van God op die kruis te sterf. Die volgende dag sou Jesus die kruis verduur. So in hierdie aand van die nagmaal en die instelling van die Paasmaaltyd, en ek wil dit lees vir ons, en daarna gaan ons na 1 Korintiërs 11, dan wil ek daar gaan lees, en dan wil ek iets aan u bekend maak uit die boek van Levitikus, sodat ons, ek en u, en ek weet as van ons wat nie net nagmaal met 'n kerkgemeenskap in geloofsgemeenskap geniet nie, maar ook aan klein groepies, miskien 'n selgroep, miskien by die huis met die familie, en soms is dit ook miskien net 'n man en 'n vrou wat gesamentlik die Here se seëning op hulle lewe wil hê, en deel van hulle toenadering is om gemeenskaplik te verkeer met die brood en die wyn. So ons lees saam, ons lees saam uit Matteus 26. Vers 26 sê,
Terwyl hulle besig was om te eet, neem Jesus neem die brood en hy vra God se seën daarop. Toe breek hy dit in stukke en gee dit aan sy disippels met die woorde, neem en eet dit is my liggaam. En hy het die beker geneem en God daarvoor gedank. Hy het dit aan hulle gegee met die woorde, drink almal daaruit. So, dis die brood en die beker. Nou vers 28. Want dit is my bloed wat die verbond tussen God en sy volk verseël. Dit word vir baie vergiet, sodat hulle sondes vergewe kan word. Vers 29, ek verklaar nou hier plegtig, dat ek van nou af nie weer wyn sal drink nie, totdat ek opnuut die feeswyn saam met julle sal drink in die koninkryk van my Vader. Hulle het toe die loflied gesing en uitgegaan. Now, let me read that also in English for you. Verse 27 says, Then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink from it, all of you, this is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink from this fruit of the vine from now on until that day when I drink it new with you in my Father's kingdom. And when they had sung a hymn, they went out to the Mount of Olives. Nou, let op, in die Afrikaans praat het van die wyn, in die Engels praat het van the fruit of the vine. Fruit of the vine, die vrug van die wingerd en die wyn. Verteenwoordig sy bloed. Sy bloed wat uitgegiet gaan word vir baie, tot vergifnis van hulle sondes. Dit is op grond van hierdie gebaar, hierdie toewyding, hierdie gehoorsaamheid om sy liggaam en sy lewe neer te lê, dat ons vergifnis van sonde sou ervaar. Nou Paulus neem dieselfde gedagtes en Paulus kom laat in die insig van hierdie openbaring, maar Paulus is die verkose een wat dit sou uitbrei en bekend maak, sodat die hele wêreld om die saak geheel en al goed moet verstaan, en hier in Paulus se weergawe en inhoud kom 'n bietjie kennis om vrees in te leef in ons toenadering. In Korintiërs 11 ek is nou in vers 17. Wanneer ek nou hier die volgende saak ophaal, kan ek julle nie prys nie. Want as julle as gemeente by mekaar kom, doen dit meer kwaad as goed. En die saamkom hier is rondom die tafel, rondom die avondmaal, rondom die nagmaal. Wat vir my voorop staan is dat ek verneem dat daar groepvorming onder julle is, wanneer julle as gemeente by mekaar kom, en in 'n mate glo ek dit. Sulke verdelings onder julle kan selfs nodig wees in die sin dat dit sal uitwys wie die staatmakers onder julle is. As julle dan as gemeente by mekaar kom, is dit duidelik nie die Here se maaltyd wat julle eet nie. Dis nie die nagmaal nie. Want by die gemeenskaplike maaltyd eet elkeen haastig sy eie ete, met die gevolg dat die een honger bly en die ander een weer dronk word. Hoe is dit moontlik? Het julle dan nie julle eie huise waar julle kan eet en drink nie, tot versadiging van julle honger nie? Het julle geen respek vir die gemeente van God nie? Of wil julle die arme mense verneder? Wat verwag julle, moet ek hieroor sê?
Julle wil tog seker nie hê ek moet julle hieroor prys nie. Wel, dit sal ek sekerlik nie doen nie. Dit is wat die Here self gesê het. Nou gaan ons die saak in van Paulus se oogpunt af. Dit is wat die Here self gesê het en wat ek destyds aan julle oë gedraai het, net soos ek dit ontvang het in die nag waarin Jesus verraai is. Het hy brood geneem en nadat hy God gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam. Dit is vir julle gebruik. Dit is vir julle. Gebruik dit ter herinnering aan my. En net so het hy die wynbeker na die maaltyd geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël is deur my bloed. Gebruik dit. Elke keer as julle daaruit drink, ter herinnering aan my. Want elke keer as julle hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die Here se dood totdat hy terugkom. Hier kom die erns nou. As enige man, as enige persoon dan op 'n onwaardige manier van die brood eet, 'n onwaardige manier, of hy die beker van die Here drink, sal daardie persoon skuldig wees aan sonde teen die liggaam en die bloed van die Here. Dit is waarom julle julleself moet ondersoek voordat julle van die brood eet en uit die beker drink. Want as julle van die brood eet en uit die beker drink, eet en drink julle 'n oordeel oor julleself. As julle nie die nodige respek teenoor Christus se liggaam betoon nie. Die Bybel praat van dat julle nie gepaslik die liggaam van Jesus Christus onderskei nie. Dit is waarom daar baie, en hier kom die oordeel. Hier is 'n oordeel, dit is 'n verklaarde oordeel, dit is 'n bekendmaking van 'n nagevolg, wanneer jy nie onderskei, dat wanneer jy by die avondmaal besig is jy besig met die liggaam en die bloed van Jesus Christus. Dis waarom daar baie swakkes en siekes onder julle is, en heel wat onder julle reeds oorlede is, sê die Afrikaans. Die Engels sê, that's why a number of you have fallen asleep. Who is he?